Hallo julle en baie welkom by ons aanlyn diens. Dit is vir my verskriklik lekker om julle almal hier te sien en om julle almal terug te hê. So ons het 'n bietjie gesels oor die wapenrusting en ek en jy het nou al die volle wapenrusting geleer en hopelik elke dag aangetrek sodat ons kan vas staan in ons geloof en dit wat die Here van ons sê. Maar ons een baie belangrike gedeelte wanneer dit kom by die wapenrusting wat die Here ons graag wil leer. Nou wanneer ek en jy kyk na brandweermanne, is hulle die beste voorbeeld daarvan. Jy sien wanneer die brandweermanne almal by die brandweerstasie is en hulle is besig party dalk om te kook, ander om net te gesels, dan hoor hulle die interkom, hulle hoor 'n alarm en dan gaan die interkom. Daar was 'n ongeluk of daar's 'n huis of daar is nood en dan vertel hulle oor die interkom presies waar hierdie nood is. En wie eers daar moet uitkom en hoe vinnig hulle daar moet kom en hoe erg die brand is en hulle kry so baie inligting oor daardie een klein interkom en dan spring daai brandweermanne weg en hulle trek aan en dan spring hulle in die brandweerwa en hulle ry so vinnig as wat hulle kan na hierdie plek toe. En selfs wanneer hulle by die plek is, as dit 'n brandende gebou is, die beste kwaliteit wat 'n brandweerman kan hê is om te kommunikeer met sy mede-brandweermanne. Wanneer hulle binne in daai huis ingaan, is daar rook en vuur en die gebou val uitmekaar uit. So die belangrikste reël wat hulle het, wat hulle moet volg elke liewe keer in hulle lewens wat hulle uitgaan om brandende geboue en goeders te blus, is die een reël is never leave your partner behind. Dit beteken wanneer jy in daai brandende gebou ingaan, moet jy heeltyd praat met jou vriend. Wie ook al jou brandweerman vriend is, moet jy heeltyd kommunikeer. Ek gaan gou hier in, ek gaan hier af. Ek kyk net gou in die dak. Ek kyk net gou by die venster. Hulle moet heeltyd met mekaar praat en stories vertel waar hulle is, wat hulle doen, hoekom hulle dit doen, want as daai gebou in mekaar insak, moet die ander brandweermanne weet waar hulle moet begin soek vir hulle mede-brandweerman, vir hulle mede-vriend. Selfde werk in ons geloof. Selfde met die Here. Ek en jy, ons moet elke dag met die Here praat. Net soos wat ons met maatjies praat. Gebed is die belangrikste deel van alles. Jy weet, die Here het vir ons baie kom wys hoe om te bid. Hy het vir ons gewys dat gebed 'n baie belangrike deel van ons lewens is. Jesus het nie net wakker geword, sy dag geleef en gaan slaap vanaand nie. Hy het elke dag tyd gemaak om te bid. Selfs voor sy kruisiging het Jesus eenkant gegaan saam met 'n paar van die disippels en hy het gaan bid. En hy het baie tyd spandeer aan gebed. En ek dink as gebed so belangrik is vir Jesus, wat die seun van God is, kan jy net dink hoe belangrik is gebed vir jou en my? Ek en jy, ons moet elke liewe dag tyd maak om te bid. Ons lees in Matteus 6, vers 5 tot 15, hoe die Here wil hê ons moet bid. Hy sê, moenie aangaan en klomp woorde gebruik wat nie saak maak nie. Moenie voor mense, moenie gaan staan en maak asof jy bid voor mense nie. Hy sê, gaan eenkant in jou kamer. Gaan in stilte in geheim en gaan bid. Hy sê hoe ons moet bid. Ons moenie net woorde gebruik nie. Hy gee vir ons 'n lysie van hoe om te bid en volgende kwartaal gaan ons baie mooi daarin delf, maar vandag wil ek net vir julle 'n stukkie uit die Bybel uitlees in Matteus 6. As jy bid, gaan dan na 'n stil plek toe waar niemand jou kan sien nie. Trek die deur agter jou toe en praat daar eenkant opreg met jou hemelse Vader. Hy sal sorg dat jy jou hemelse beloning kry. Moet ook nie dieselfde rympie oor en oor sê wanneer jy bid nie. Party mense wat God nie reg ken nie, bid so. Hulle dink dat hulle hom met 'n stortvloed woorde kan ompraat om na hulle te luister. Wat ons hierso leer is dat ek en jy, ons moet na die Here toe gaan met 'n rou hart. Ons moet eerlik wees. Vir die Here sê, hoe het ons gevoel vandag? Wat het gebeur? Wat wil ons graag môre hê? Wat is op ons hart? Wat is ons grootste begeertes? En nie net begeertes en ek wil graag 'n hondjie hê of die mooiste pop hê of hy praat van jou dieper begeertes. Ek wil graag 'n goeie maatjie hê of ek wil graag die waarheid kan praat. Ek wil graag nie bang wees meer nie. Ek wil braaf genoeg wees om te probeer. Hy praat van sulke goeders. Gaan en praat met die Here daaroor tydens jou gebed. In jou gebed is 'n tyd wat ek en jy net eerlik en opreg met die Here kan wees. Dit gaan nie oor wat ons sê of hoe ons dit sê nie. Dit gaan oor dat ons met die Here praat en dat ons eerlik is met hom. So hierdie week en in die vakansie wat kom, is amper vakansie, moet ons almal net gaan en ons moet tyd maak om by die Here stil te raak, sodat ons hom kan hoor, maar dat ek en jy ook net opreg en eerlik met hom sal wees. Ek hoop dat julle 'n baie lekker week sal hê en dat julle tyd sal maak vir gebed. Kom ons bid saam.
Baie dankie Vader dat ons na U toe kan kom met 'n oop hart, met 'n opregte hart. En ek bid dat elkeen van ons eerlik sal wees hierdie week met alles wat ons voel en alles wat ons graag begeer. Bid dit nie in my naam nie, maar in Jesus naam. Amen. Sien julle almal volgende week. Bye.